Dis my baie lekker om weer te kan hallo sê aan elkeen wat so gereeld kyk. Miskien as jy nie gereeld kyk nie, jy wonder wie ek is. My naam is Frans Obredenkamp. Ek is 'n afgetrede pastoor en vir die laaste 3 jaar werk ek in New South Wales, Central Coast. Ek werk as 'n mental health clinician met kinders tot en met die ouderdom van 12 wat geestesprobleme het, met gedragsprobleme het. En ja, dis vir my 'n groot voorreg om op my ouderdom met kinders te kan werk. Maar dan, my groot passie is nog steeds om die woord van die Here met mense te deel, en dis hoekom dit my so voorreg is om dit ook deur Facebook te kan doen. Ek onthou nog baie goed die dag. Ek was besig om aan my verhandeling vir my meestersgraad te werk, en jy weet, daar's maande se werk wat ingegaan het, en ek is nou besig om 'n nuwe stuk te tik. En ek weet nie wat gebeur het nie, maar kom ek verduidelik net eers wat die rekenaar was. Dit was 'n Burroughs rekenaar, en ek dink baie min mense sal seker weet wat was 'n Burroughs rekenaar. Burroughs rekenaar was 'n massiewe rekenaar geweest. Hy het die hele lesenaar vol gestaan, baie swaar. Hy het nog met spesifieke sagte ware gewerk, nog voor Microsoft so goed gewild was. En ja, ek werk met hierdie rekenaar. Nou, hy was al klaar oud. Hy was, ek het gekry, die universiteit het dit vir jare gebruik, en hulle het toe die rekenaars uitgegooi, en toe het ek nou 'n rekenaar gekry. En ja, reggekom het hom. Ek was te dankbaar om 'n rekenaar te hê. Ek het nooit in my lewe 'n rekenaar gehad nie, so baie bly ek het hierdie rekenaar, maar soos ek sê, hy was oud. En ergens het daar iets verkeerd geloop daardie dag. En ek onthou nog so goed. Skielik begin die rekenaar alles wat ek gedoen het uitvee. Maar hy werk om lettertjie per lettertjie van agter af. En dan oor die laaste wat ek geskryf het, die laaste woord, die verdwyn voor my oë. En so is hy besig om al die letters, elke sin, later paragrawe net so uit te wis. Nie baie vinnig nie, maar ook so vinnig dat ek nie kan dink, wat moet ek doen? En nou druk ek knoppietjies en ek probeer keer, en dan besef ek net, ek weet nie wat om te doen nie. Maar ek besef ook, die werk wat ek gedoen het oor so baie maande is besig om verlore te gaan. Later dan so in 'n oomblik van paniek gryp ek die koord en ontkoppel die elektriese kabel, dat hy tog net kan ophou met dit waarmee hy besig is, en ek hoop dat as ek hom weer gaan indruk en aan die gang sit, dat ek kan herwin wat ek verloor. Nou, dit wat hy uitgewis het, kon ek nooit herwin nie, maar met die hulp van 'n rekenaarkenner kon ek daarom aangaan met daardie rekenaar, en dit wat nog steeds daar was, en die meeste was nog steeds daar, maar ek het baie verloor, moet ek by sê, kon ek weer aangaan met die rekenaar. Weet jy, maar daardie beeld het nogal by my gebly, want baie keer in mense se lewens, kom ek wees baie eerlik, in my lewe was dit, in sekere gevalle is dit die geval, weet dat dit vir 'n mens voel, jou lewe rafel net eenvoudigheid. Daar's net soveel dinge wat gebeur, wat buite jou beheer is. Jy het glad nie beheer daaroor nie, en dit maak die lewe moeilik. Dit is asof alles skeefloop. Nou, as ons by Psalm 75 kom, dan kom ons by 'n psalm van Asaf, en Asaf het hierdie selfde ding gegaan. Hy het ook hierdie gevoel gehad van sy omstandighede, maak hom heeltemal moedeloos. Maar die verskil is, Asaf het by God geleer hoe om as wenner uit daardie stryd uit te kom. Lees ons Psalm 75, dan kry ons sulke kosbare lesse wat Asaf met ons kom deel. En ek wil graag vandag net so 'n bietjie van daardie lewenslesse met jou deel, en ja, met myself, dat ons lewens kan bou op 'n gesonde fundament wat die Here vir ons gee. As ons Psalm 75 van nader kyk, dan sien ons in die eerste plek, God is nooit ver van jou af nie. En ek wil dit vanaand vir jou sê. God is nooit ver van jou af nie. Weet jy, een van die eerste dinge wat ons doen wanneer dit voel of dinge hand uitruk, is om te vra, waar is God die dag as ek om nodig het? Asaf het daardie groot en belangrike waarheid geleer. Hy leer dit vir my en vir jou, en dit is, God is baie naby. Hy sê daar, nou lees ek die Nuwe Lewende Vertaling, ons dankie ons God. Ons dankie want u naam
is by ons. As hy praat van u naam, dan bedoel hy eintlik God self. Hy sê, die 1983 Afrikaanse vertaling sê, ons loof u, o God, ons loof u, u is by ons. Weet jy, dis die eerste ding wat ons onsself moet herinner aan wanneer dit lyk asof alles uitrafel, is God is naby ons. Die tweede ding is, God is nooit te laat nie. As vra hierdie tweede vraag wat baie keer by ons opkom ook, en dis, wanneer gaan God dan nou iets doen aan hierdie saak? Weet, hoeveel keer moet ek nog bid? Hoe lank moet ek wag? Ek wag dat die Here iets doen en dis asof hy dit nie doen nie. Asof is vinnig om te antwoord. En dis nou die Here wat praat in vers 3. Hy sê, op die tyd wat ek bepaal het, hoor, op die tyd wat ek bepaal het, sal ek met regverdigheid oordeel. Nou as julle agtergrond seker dan agter daardie woorde, maar wat vir ons belangrik is, dan dink ek is hierdie woorde op die tyd wat ek bepaal het, en dis wat die Here vir ons kom sê. Ek dink is een van die mees gerusstellende, mees bemoedigende woorde in 'n tyd van swaar kry. En dis dat God sal ingryp op wat vir hom die regte tyd is, wat beteken vir ons die beste tyd is. Dit hoef nie vir ons sin te maak, en ek weet ons raak ongeduldig baie keer, maar die waarheid is, God is nooit laat nie, en God se tyd is altyd die regte een. Die derde lewensles, groot waarheid wat ons hierso kry, en dis, God weet wat om te doen. Ons wees eerlik, baie keer weet ons nie. Dit is net asof ons geen idee het wat om te doen nie. As ons kyk na ons omstandighede, dan raak 'n mens moedeloos. Nou lees ons daar vers 4. Die aarde en sy inwoners bewe, tog vestig ek hom, die aarde stewig. So, nou ons oor die digter praat vanuit 'n raamwerk van mense wat wankel, en die aarde wat wankel, dis hoe hulle gedink het aan daardie tyd. En God kom en hy sê, maar ek grondves die aarde stewig. Dit lyk vir jou of dinge wankel, maar die aarde wankel nie. Wat die Here eintlik vir ons daarso sê, en ek dink die boodskap stel dit vir ons eintlik baie mooi in 'n kontemporêre manier. As alles op aarde en tussen mense deurmekaar loop, is ek die een wat sal sorg dat alles nie uitmekaar val nie. Kom ons doen dit gou weer. As alles op aarde en tussen mense deurmekaar loop, as alles op aarde tussen mense deurmekaar loop en op aarde deurmekaar loop, is ek die een wat sal sorg dat alles nie uitmekaar val nie. God sal keer dat jou lewe uitmekaar rafel. Ja, dit mag vir jou baie keer wees asof daar voor jou oor die lettertjies van jou lewe begin een na die ander verdwyn. So asof alles besig is om tot niet te gaan. God sal steeds sorg dat jou lewe nie uitmekaar uitrafel nie. God is hier om te keer dat sy kinders se lewens in chaos ontaard. En die vierde plek, die groot boodskap hierso is, jy hoef nie God se arm te draai nie. Ek dink hoeveel mense vra, seker maar deur die eeue, hierdie vraag van, wat moet ek doen om te sorg dat ek God aan my kant het, dat God vir my gaan help? En asof kom, en dis asof hy vir ons sê, jy vra die verkeerde vraag. As jy vra, wat moet ek doen, sodat die Here vir my gaan help? Dis die verkeerde vraag daarin. Jy weet, dis die siel van heidense godsdienste daarin, om te dink, God is teen my, God is glad nie my goedgesind nie, maar as ek nou die regte dinge doen, dan gaan God sy gesindheid teenoor my verander. Die God wat Asaf leer ken het, en wat Asaf dien, die God wat ons dien, is die God wat nie omgekoop word met die mooi dingetjies wat ons doen, sodat ons sy guns kan kry nie. Die digter wil vir ons leer, dis nou nogal belangrik, dink ek. Daar is sekere mense wat met vrymoedigheid kan aanspraak maak op die hulp van die Here. En dan is daar mense wat nie daardie vrymoedigheid behoort te hê nie. Hulle het nie daai sekerheid nie. So sekere mense kan staat maak op die Here se krag, ander mense
Dit maak nie saak of hulle bid nie, hulle kan nie staat maak, want die Here gaan hulle nie help nie. So hoe werk dit? Jy sien, die woord van die Here leer vir ons so duidelik, daar's 'n sekere soort mens wat iets in hulle het, dat God 'n behaag in hulle skep. En dis daardie nederigheid, daardie afhanklikheid. Nou Jesus het vir ons geleer in die bergpredikasie, Matteus 5 vers 3, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Sulke kosbare, sulke belangrike woorde. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En dan is daar weer mense wat so vol van hulle self is. En dis die mense wat te vergeefs wag op God se uitkoms. Wat op hulle wag is die oordeel van God. Ons lees vers 5, die hoogmoediges, sê die Here het ek gewaarsku. Nou onmiddellik as God kom en hy sê ek het jou gewaarsku, dan moet ons aandag gee. En God het vir hulle gesê, op met julle groot pratery. En vir die goddeloses, moenie hulle self verhef nie. Moenie jou teen die hemel verhef of aanmatigend praat nie. Ek het gesê, as mense wat nie kan staat maak op die hulp van die Here nie, al wat op hulle wag is eintlik die oordeel van die Here. God help die wat in kinderlike afhanklikheid na hom toe kom, en dan is daar die ander werklikheid. Asaf gebruik nog 'n interessante idioom in Hebreëus om hierdie hoogmoedige mense uit te beeld. In die Afrikaans 2020 vertaling lees ons, vir verwaande mense sê ek, moenie verwaand wees nie. Vir die goddeloses, moenie horings oplig nie. Interessante beeld, moenie horings oplig nie. Moenie julle horings teen die hemel lig nie. Moenie verwaand met 'n stywe nek praat nie. So wat beteken dit moenie horings oplig nie? So dink aan 'n wildsbok met sy indrukwekkende horings. En as hy sy kop so opruk, dan skep dit hierdie idee van trotsheid. En wat die Here sê, dis hoe baie mense, as hulle loop soos 'n wildsbok en hulle lig hulle horings as waar, hulle staan op met selfvoldaanheid, hulle is so vol van hulle self, so ingenome met hulle self. Ek dink as Asaf Afrikaans moes gepraat het, sou hy gesê het, hulle is so trots soos 'n pauw, so vol van hulle self. God gaan nie jou trots beloon nie. As jy gedink het jy kan regkom sonder die Here, kan jy nie staat maak op God se krag en God se hulp nie. As jy lewe in opstand teen die Here, as jy voortgaan in jou selfvoldaanheid, selftevredenheid, trots, arrogansie, hoogmoed, dan het jy geen grond om na die Here toe te kom nie. Jakobus 4 vers 6 sê dit so duidelik, dink is vers 6, God staan die hoogmoediges teen, maar aan die nederiges gee hy genade. Jy kom in konflik met God wanneer jy hoogmoedig is. Wat op die hoogmoediges wag, die goddelose wag is nie God se hulp nie, maar God se oordeel. Nou lees ons vers 7 daar, en kom Asaf en hy sê weer typiese Ou Testamentiese taal, want uit die ooste of die weste, of selfs uit die woestyn, kom daar geen verheffing nie. Met ander woorde, jy kan nou maar rondkyk, oos, wes, in die woestyn, waar ook al, daar's nie vir jou hulp nie. Maar God is die regter, wat verhef of verneder. In sy hand hou die Here die beker gevul met bruisende wyn en krui, hy skink daaruit, die goddelose van die aarde sal selfs die afsaksels moet drink. Nou daardie beker van oordeel is 'n typiese Ou Testamentiese manier om God se oordeel te beskryf. Baie eenvoudig gesê, God staan eenkant vir mense wat te veel dink van hulle self. Maar die nederige is nie een wat kan staat maak op God se hulp, wanneer alles teen mekaar loop. Dis die mens wat met leë hande voor God kan kom staan en gestroop van alle selfvoldaanheid, gestroop van pogings om hulle self te regverdig. Al wat daardie persoon weet is, ek het God nodig.
Ek kan myself nie help nie. Niks anders te werk uit in my lewe nie. Die enigste een wat my kan help, is God. Ek het God se genade in my lewe nodig. Die Nuwe Testament kom leer vir ons so mooi wat die woord genade beteken. Dis God se onverdiende guns. Nie omdat jy so goed is nie, maar omdat God so goed is. God help die wat op die plek kom wat sê, ek kan nie sonder God oor die weg kom nie. Kom ons kom by die 5de groot waarheid hierso. Asof het hierdie geheim leer ken en nou kan ons dit ook ken. Dis hou aan om God te vertrou. Hy sê daar vers 10, maar ek sal altyd getuig en sing tot eer van die God van Jakob. Al die krag van die goddelose sal ek afbreek, is die Here wat praat. Maar die krag van die regverdige sal vermeerder. Hier is 'n pragtige belofte, die krag van die regverdige sal vermeerder. Vertrou die God wat kom verklaar die krag van die regverdige sal vermeerder. En regverdige nie in die sin van omdat jy so mooi leef nie, maar regverdig in die sin van jy is opreg voor God. Aan God se gewilligheid om te help is daar geen twyfel nie. As ons dink aan die kruis van Jesus, dan sien ons God kom bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Ons redding is uit God se liefde, uit sy genade vir ons, nie oor enige ander rede, net God se genade. Ek kan dit nie verdien nie. Ek kan dit net ontvang. En ek dink so duidelik aan God se krag is daar geen twyfel nie. En dan bring dit 'n mens by hierdie plek waar jy besef, maar ek het eintlik nie 'n ander keuse as om God te vertrou met dit wat aangaan in my lewe nie. Hier is die waarheid, God sal sorg dat jou lewe nie uitmekaar rafel as jy jou vertroue op hom stel. Ons lees in Markus 4 vers 35 tot 41 van die disippels. Nou hulle is in 'n boot en hulle is op die see van Galilea en daar kom hierdie kragtige storm. Hierdie geweldige storm is so erg, hierdie golwe slaan so rof en hulle is op hierdie boot, hulle is ervare visserman, hulle is gewoond aan storms op die see van Galilea, maar hierdie een is anders en hulle is oortuig hulle gaan sterf. En waar is Jesus? Hy is in die boot, vas in die slaap. Dan maak hulle wakker met hierdie desperate woorde. Meester, gee nie om dat ons vergaan nie. Dan staan Jesus op, hy spreek die wind en die storm aan en onmiddellik is alles rustig, stil, bedaar. Jy sien, God spreek net die woord en dit gebeur. Wat ek dink nogal insiggewend is en belangrik vir ons is Jesus het nie gekeer dat die storm hulle tref nie. Jesus het nie die disippels uit die storm gehaal dadelik nie. Jesus was saam met hulle in die storm. So ek weet nie wat die storm in jou lewe is op die oomblik. Maar wat ek wel weet, is Jesus is met jou. Die Here wat sy lewe vir jou gegee het, sodat jy gered kan word, is die Here wat met jou is in hierdie oomblik. En net sy hande wil kom uitreik na jou en sê, kom na my toe. Kom na my toe. Jou hulp lê by my. As ons net met daardie nederigheid na die Here toe kan kom. Here, ek het leë hande, sodat ek die genade kan ontvang. Mag jy dit vandag dag beleef, dat die Here kom en aan jou sy guns kom bewys. En so kom ons Here en ons kom vra dat in hierdie oomblik, elkeen wat met 'n hart wat ontvanklik is, wat klein voor U kom en nederig na U toe kom, dat U hulle net omvou met U liefde, met U sorg, met U beskerming, met U voorsiening, met dit wat hulle nodig het, Here. En bovenal daardie versekering, God sal keer dat my lewe uitmekaar rafel. Baie dankie dat jy saam met my geluister het. Mag jy 'n
wonderlike week hê. Baie dankie vir elkeen wat sulke mooi boodskapies vir my los en die boodskappe share. Onthou, jy kan altyd later luister. Op Facebook vir die volgende maand is dit nog beskikbaar. En daarna, wel, nie net daarna, net amper onmiddellik, binne die volgende week of so, is dit beskikbaar op ons YouTube kanaal, Hoop Nogtans. En ja, is daar, deel dit gerus met ander mense as dit vir jou tot seën is. Laat weet, as daar sake is waarvoor ons saam met jou moet bid, is ons voorreg om ook vir jou aan die Here op te dra in gebed. Dankie.